Kom ons lees saam. Van toe af het hierdie nuwe gelowiges gereeld by mekaar gekom om te hoor wat die apostels leer. Hulle het nou in 'n splinternuwe verhouding met God en met mekaar gestaan. Hulle het ook gereeld saam geëet en saam gebid. Die apostels het groot wonderwerke onder hulle gedoen. Al die gelowiges het groot eerbied vir God gehad. Hulle liefde vir hom en vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgesnoer. Daarom was hulle bereid om selfs hulle besittings met mekaar te deel. Hulle het alles verkoop wat hulle besit het en die geld vir die armes gegee. Dag na dag het hulle ook na die tempel toe gegaan om God daar te aanbid. Hulle het ook by verskillende huise saam geëet. Hierdie maaltye was glad nie uitspattig nie. Al die gelowiges was vol vreugde. Hulle het God heeltyd geprys omdat hy so groot en goed is. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Ek is, omdat ons is. Saam is net beter as alleen. Ons groei nie alleen nie, of ons groei nie maklik alleen nie. Ons word gevorm in die ons, wanneer ons saam bid, saam luister, saam omgee, saam aanbid, ontdek ons wie God ons gemaak het om te wees. Verskeie tekste wat sê 2 is beter as 1. 'n 3-dubbele tou word nie gebreek nie. Jy is nie gemaak om alleen te wees nie, waar 2 of meer is. Moenie onderlinge byeenkomste vermy nie. En ons kan aangaan. En die eerste kerk snap dit. Hulle snap iets van wat dit beteken om saam te lewe, saam die evangelie te versprei. Hulle het saam geëet, saam gebid, besittings gedeel, saam tempel toe, en liefde vir mekaar het hulle in 'n hegte eenheid saamgevoeg. As ons na die skrifgedeelte van vandag kyk, sien ons een van die eienskappe van die eerste kerk, en wat hulle bekend voorgeword het. Dit was omgee, saam, om te help, uit te reik. Hierdie was een van die grootste eienskappe, as jy reg deur Handelinge lees, een van die grootste eienskappe van die eerste kerk, is om hulle harte te draai na ander, na mekaar, maar ook na ander toe. Hulle het die lering gebring, maar hulle lewe het oorgegaan in aksie. En Jakobus skryf later, geloof sonder dade is dood. Hulle het die lering van Jesus, die opdrag van Jesus, 'n lyf gegee. Daai opdrag wat Jesus in Matteus 28 vir hulle gegee het, gaan na al die nasies, gaan maak disippels, gaan leer hulle alles wat ek julle beveel het, en gaan doop hulle. In Johannes 13 sê, en soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. En dis wat hulle gedoen het. Hier is iets wat ek al jare by staan. As jy wil weet of iemand bedoel wat hulle sê, kan ek dit weer sê, as jy wil weet of iemand bedoel wat hulle sê, kyk wat hulle doen. Soos Forrest Gump sê, it's like peas and carrots. Dis een. Soos daardie woorde wat sê, preach the gospel at all times and if necessary, use words. Hulle was aan die brand om te doen wat Jesus sou gedoen het, as hy in hulle plek was. En wat was dit? Wat gemaak het dat hulle so opgetree het, dat hulle met soveel brandende harte na mekaar en na die wêreld gedraai het. Dat hulle met soveel deernis en omgee met mekaar en die om hulle gewerk het. Wat het gebeur? Wel, net 'n rukkie terug, net in 'n paar verse terug, in Handelinge, lees ons dat hulle die Heilige Gees ontvang het. Hulle het ontvang. In 'n ander gedeelte sê Jakobus, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het onder ons kom woon. Maar met die uitstorting van die Heilige Gees het die woord in ons kom woon. En dan sê hy, wanneer die Heilige Gees in ons is, die ingeplante woord, dan word ons daders van die woord, en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie. En dis wat gebeur het. Hulle het die ingeplante woord ontvang by die uitstorting van die Heilige Gees, en nou word hulle gedryf na aksie.
Jesus in Johannes 13 sê, soos ek julle lief gehad het. Hulle het ontvang. Hulle het iets van God se liefde en omgee voortdurend gekry. Johannes, onthou jy hoe ek met jou gewerk het, hoe ek vir jou lief was, vir jou omgegee het, na jou gekyk het? Ja, Here. Petrus, onthou jy dit? Onthou jy hoe ek na jou uitgereik het, vir jou omgegee het? Ja. Matteus, toe niemand, Judas, Bartolomeus, die vrou by die put, julle het omgee gesien, en julle het dit ontvang. Jesus bid dit in Johannes 17, as hy sê, Vader, geef hulle, beskerm hulle, help hulle, en mag hulle besef dat U hulle lief het. Net soos U my lief het. Maar hoe doen ek dit? Hoe gaan ek oor na dit? Want ek het die warmte gevoel. Maar hoe kry ek hierdie liefde? Hoe ontdek ek dit opnuut? Skryf Paulus in Romeine 5, die Heilige Gees sal hierdie liefde in julle harte uitstort. In 2 Korintiërs 1 skryf Paulus, en ek haal die message aan. Hy sê, all praise to the God and Father of our Master Jesus the Messiah, Father of all mercy, God of all healing counsel. He comes alongside us when we go through hard times. Eerste gedeelte. Hy kom langs ons in. Ons ontvang sy omgee. Ons ontvang sy liefde en sy deernis en sy hande, sy vleuels om ons, soos die ou profete in die Ou Testament geskryf het. En miskien dink terug aan die tye wat jy God se nabyheid en teenwoordigheid, omgee en liefde ervaar het. Dink, want ons almal het sulke tye. Ons ontvang opnuut wanneer ons onthou. En jy gee wat jy het. Jy gee dit wat jy ontvang het. Dis wat hulle gedoen het. Dit het oorgespoel in hulle lewens en hulle kon hulle self nie help nie. Hulle moes net iets doen met al hierdie oorspoeling van God se liefde en genade en sy omgee en sy deernis. Vir ons is dit dieselfde. Ons gee. Ons gee om, want ons word voor omgegee. Die Heilige Gees wat hulle vroeër ontvang het, was hulle trooster, was hulle bemoediger, en daarom bemoedig hulle ander wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ek en jy word voor omgegee. En hier is sekerlik die grootste bewustheid wat jy kan hê. Jy is 'n geliefde kind. En die Here gee so om vir ons, dat hy na ons toe gekom het, in ons wêreld ingekom het, en die grootste liefdesdaad aan ons gegee het. You are a deeply loved person. Ek dink aan die storie van die tannie en die ouetjie in die park. Op 'n dag, my weergawe, op 'n dag besluit 'n klein seentjie om vir God te gaan soek. Hy sê vir sy ma, ek gaan die Here soek vandag. Na ontbyt pak hy sy toebroodjies en koeldrank in en stap park toe. Sy ma vra, is jy nou op pad? Waarheen gaan jy nou? Ek gaan nou God soek. Sy sê, okay, nee, maar geniet dit. Toe hy moeg word, sit op 'n bankie en begin eet. 'n Ouer tannie of 'n ouer dame kom sit by hom. Sy lyk moeg. In haar kop, dink oor goed, maar sy sien hom raak. En hulle begin gesels en hy bied vir haar van sy kos aan. Sy aanvaar dit met 'n warm glimlag. Daarna gesels hulle saam oor skool, familie, drome, die huis. Die vrou voel sommer jonk en lewendig. Toe hy later by die huis kom, vra sy ma, het jy vir God gekry? En hy sê, ja, met oortuiging. En sy het die mooiste glimlag. Daardie aand sê die ou dame vir haar man, ek het vandag vir God ontmoet in die park. En hy's baie jonger as wat ek verwag het. Hier is die storie van hoe ons net in mekaar se lewens, wanneer ons saam is, ontdek ons God in mekaar. As ek my kinders as voorbeeld moet gebruik, ons is nie perfekte ouers nie.
maar ek glo hulle weet, ons gee om vir hulle. Ons maak hulle dalk siek met al die liefde en die omgee en met die soene en die een is beter as die ander een daarmee. Maar hulle weet, ons gee om vir hulle. Maar wat meer amazing is as hulle reageer op hierdie omgee. Wanneer hulle terug omgee het, wanneer hulle wanneer iets gebeur met hierdie omgee. En dis wat met die eerste kerk gebeur het. Hulle het ontvang, maar hulle het ook reageer. Dink in die aksiewis is reaksie. Baie keer sê ons met die Here ons God lief hê met ons hele hart, krag en verstand. En ons naaste soos onsself. Ons haal dit aan. Maar hier is nie 'n aksie nie. Dis 'n reaksie. Hy het ons eerste lief gehad. En daarom het ons lief. Soos Johannes 13, het julle eerste lief gehad. Soos ek julle lief gehad het. Matteus, Petrus, Johannes. So moet julle ook mekaar lief hê. Hierso is die bewys. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Disippelskap begin by die reaksie, by die reageer op God se liefde en omgee. Wanneer ek ja sê, wanneer ek sê, dis vir my, en ek begin met dit werk, dan begin iets met my gebeur. In 2 Korintiërs, die teks wat ons net vroeër aangehaal het, sê ek word nie net sy disipel deur te doen nie, wat hy sê nie, ek word sy disipel deur te gee, dit wat ek kry. As ek dit weer kan aanhaal, hy sê, he comes alongside us, when we go through hard times. Ons ontvang, en dan sê hy, and before you know it, he brings us alongside someone else, who is going through hard times, so that we can be there for that person, just as God was there for us. Sy reaksie. Trevor Hudson sê, om liefde van God te ontvang, is net die helfte van die reis. Wanneer ek reageer, word daar goed oopgebreek in my lewe. Iemand het eendag gesê, die ware geestelike reis begin wanneer ons harte oopmaak vir ander. Paulus sê in Galasiërs 5, al wat van belang is, hier is die belangrikste, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Jou geloof is 'n vertoonvenster van die liefde wat jou aangeraak het. In die eerste kerk was die toonbeeld van omgee. Al het hulle iets gekos, het hulle aangehou uitreik, aangehou na mekaar te draai, aanhou draai na die wat swaar kry. In antieke tye, veral in Griekeland en Rome, was dit 'n algemene praktyk en glad nie onwettig om ongewenste babas, dikwels buiteeglik of arm of gestremdes of dogtertjies, agter te laat by plekke soos riviere, waterputte, kerktrappe of van die rand van woude. En hierdie praktyk is uitsetting of eksposisie genoem. Hulle mag dit gedoen het. En Christene het hierdie praktyk ewig teengestaan, maar nie net teengestaan met lering, nie net teengestaan met woorde nie. Die vroeë kerk het aktief begin om hierdie babas te red en te versorg, te gaan haal, daar waar hulle nie van hulle self kan kyk nie. Al kon hulle dit self nie bekostig het nie. Hulle het geglo dat elke lewe is kosbaar voor God. Elke lewe is heilig. Die kerk het begin om veilige ruimtes vir babas te skep, soos babawiele of founding boxes, waarin babas veilig gelaat kon word, sonder stigma of gevaar. Die babas is dan versorg deur gelowiges en deur die kerk, vir eeue. En so is daar soveel stories wat ons elke dag mee kan identifiseer, van hoe volgelinge van Jesus reageer op die liefde en omgee wat hulle kry. Ek dink aan die verhaal van Cicely Saunders. Sy was 'n jong vrou in Londen, oorspronklik op pad om 'n verpleegster te wees. Maar sy het geglo deur die aanraking van Jesus in haar lewe, het sy geglo sy moes iets meer doen vir die mense wat ly. In 'n wêreld waar sterwende mense dikwels weggesteek is,
het sy gevoel God roep haar om teen die stroom te swem, om liefde, sorg en teenwoordigheid te bring tot die mees vergete mense. Cicely het gereageer met liefde en so het sy die hospice beweging begin. Vandag, reg deur Suid-Afrika, reg deur die wêreld, baie van ons is al aangeraak deur die hospice beweging. Het sy die hospice beweging begin, 'n eenvoudige daad van omgee, wat miljoene lewens sou raak. Sy het nie groot planne gehad nie, sy het net omgegee. Jou lewe maak saak omdat jy is, was haar woorde, tot die laagste sekonde van jou lewe. Paulus op Damaskus, hy ontvang God se genade, God se roeping, God se liefde. En dan reageer hierdie man wat mense in tronke ingesit het, mense tot die dood veroordeel het, skryf liefdesgedigte, Korintiërs 13. Wanneer jy reageer op die omgee en liefde van God, reageer op hierdie waarheid dat jy saak maak, dan gebeur daar goed. Dan gebeur daar dinge soos dra mekaar se laste, vergewe mekaar, bemoedig mekaar, aanvaar mekaar, versorg mekaar. En dan sal Paulus sê, soos Christus vir julle gedoen het. Gaan terug na die inkarnasie, Jesus kom ons wêreld in. Ons gaan anders 'n wêreld in. En hoe lyk dit as ons anders 'n wêreld ingaan? Ek dink aan die barmhartige Samaritaan, wat Jesus beskryf as ons naaste, eintlik een van die verste is en nader. Hy doen wat hy kan, en dan gee hy oor vir iemand anderste om saam te werk in dit wat God doen. Die implikasie, wat is my verantwoordelikheid en wat is nie my verantwoordelikheid nie. Ons elkeen het 'n deel wat gedoen kan word. En dit bring ons by die laagste punt. Hulle het dit saam gedoen. Daar is iets in gedeelde geloof, gedeelde hoop, gedeelde omgee. Dis asof die liggaam van Christus begin loop, begin beweeg. En ons doen dit nie net saam mekaar nie, ons doen dit saam die Here. He comes alongside us. Dis 'n wonderlike metafoor wat Peterson gebruik in 2 Korintiërs. As ek weer my kinders kan gebruik as voorbeeld, hulle weet ons geef hulle om. Dis amazing as hulle reageer op. Maar as ons saam kan begin opgee. As ons saam begin omgee. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat ons kom ek sê dit eerder so. Ons maak mense van omgee. En Ronald Rolheiser sê hierdie is eintlik 'n heilige verpligting. Dit is nie iets wat opsioneel is nie. Dit is 'n heilige verpligting. In Handelinge 2, 42, 44, 46 is saam, was 'n kern van die werk wat hulle moes doen. Saam. En die teks sê, almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. As een dit doen. 'n Cicely Saunders, 'n Paulus, 'n eerste kerk. As een dit doen. Die seentjie op die bank. Wat van 2 of meer? Disippelskap is nie 'n solo reis nie. In plaas daarvan om bloot te probeer om Jesus na te boots, word disippels geroep om sy teenwoordigheid en liefde te beliggaam. En iets wat vanselfsprekend binne gemeenskap plaasvind, om pop tot lewe en floreer. En miskien is ons uitnodiging in ons gemeenskap om ook soos die eerste kerk, want die eerste kerk is steeds besig, soos die eerste kerk, by mekaar te kom. Miskien is dit vir jou 'n groep. Jy is al reeds in 'n groep, en jy beleef daai gemeenskap, jy beleef daai saam wees, saam eet, saam doen. Miskien is dit vir jou 'n uitnodiging om tot by 'n groep betrokke te word. Eerste keer. Dit sal dalk lank op jou hart, maar nou is daar 'n uitnodiging om te kom. Miskien is dit in jou gesin. In jou gesin lewe julle geïsoleerd of julle lewe uitmekaar uit. Wat is hierdie uitnodigings vir jou? Dalk in die groter gemeenskap,
Die beste plek vir my by Mosaïek is die piazza. Daai uitgaan, koffie drink en saam kuier is die hoogtepunt van my Sondag. Gemeenskap saam is net beter. En die uitnodiging vir jou is waag dit. Miskien in 'n groep, miskien in jou gesin. Ons het 'n table community waar ons riglyne en begeleiding gee vir gesinne om saam te wees, saam om te gee, saam uit te reik, saam te reageer op dit wat God vir ons doen. Waag dit in gemeenskap. Dis dalk 'n oproep hierdie week. 'n ete-afspraak. 'n nood wat jy weet jy kan aanspreek. Die eerste kerk is ook nou die huidige kerk. En dis wat dit beteken om die liggaam van Christus genoem te word. Ek is, omdat ons is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg. Ek kan net die woord amazing gebruik, Here. Dankie dat ons hierdie amazing liefde en omgee van U ontvang. En help ons met hierdie ingeplante woord, met die gees van God, om te reageer op hierdie liefde, sodat hierdie liefde kan oopbreek en uitvloei, en word dit wat U dit gemaak het om te wees. Help ons om dit te verstaan, dat 2 is beter as 1. En dat ons saam in hierdie lewe ook die goeie nuus van Jesus verkondig. Dankie vir genade, dankie dat U saam met ons is, langs ons inkom op hierdie lewensreis van ons. Ons dank in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.